Wanneer ek begin om my Bybel ernstig op te neem, wanneer ek begin om regtig my Skepper en my Verlosser en my Here ernstig op te neem, dan is dit soos my Engelse vriend altyd sê, never a dull moment. 'n Ander vriend het my lank gelede voorgestel aan die boek van Victor Culligan, 10 Things I Wish Jesus Never Said, en ook The Hard Sayings of Jesus deur F.F. Bruce. Ironies genoeg, soos beide skrywers aandui, is dit ook dikwels die tekste wat in die Christendom die meeste geïgnoreer word. Meeste daarvan pas nie lekker in ons denkpatroon in nie. Dit is amper soos om 'n Apple toepassing op jou Android foon te probeer installeer. Gaan nie werk nie. Jy sal jou bedryfstelsel moet verander. Daarom herinner Paulus ons dat God dit reeds gedoen het. In 1 Korintiërs 2 vers 16 lees ons het die gees van Christus, maar die letterlike woorde in die Griekse Nuwe Testament lees, ons het die denke, die denkwyse, die denkpatroon van Jesus. We have the mind of Christ. Maar hoe dan nou? Hoe kom ek daaruit, wonder ek? En dan bevind ek my skielik aan tafel saam met Nikodemus en Jesus in Johannes 3 vers 3. Jesus is aan die woord. Dit verseker ek julle, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as jy al oud is? Iemand kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus verduidelik, dit verseker ek julle, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Ek en Nikodemus bly doodstil. Maar hoe dan, wonder ek hardop. Jesus antwoord, sy oë vol liefde en deernis. Ek betaal die prys volledig, sê hy. Ek sal daardie deel afhandel. Dit is 100% my verantwoordelikheid en my voorreg. En my gees sal sorg vir die wedergeboorte. En my deel, vra ek. Ek wil jou hart hê, antwoord Jesus. Net my hart, vra ek. Jou hele hart, antwoord hy, en hy haal aan uit Esegiel 36. Ek sal vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en vir jou 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in jou gee, en ek sal maak dat jy daarna volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Wat presies bedoel u, vra ek. Ek sal vir jou my denke gee, antwoord Jesus. My denkpatroon, my denkwyse, my hart. Ek gaan kyk in die spieël. Ek staar na myself en kan nie help nie om te wonder, het ek die denke van Jesus? Het ek sy denkwyse? Dink ek soos hy? En ek bid saggies, Here, vergewe my en help my om soos u te dink, presies soos u. Amen.